Here Jesus, ons is nie vanoggend hier om te hoor wat ons wil hoor nie. Ons is nie vanoggend hier om ons gewete te sis dat ons op 'n Sondag kerk toe kom, want dit is wat almal doen nie. Ons is vanoggend hier om te probeer veilig voel tussen ander gelowiges nie. Ons is vanoggend hier om dit te geniet saam met ander gelowiges, om voor die troon te kom staan en te kom buig. En te sê, Here, U is nog steeds die paaslam op die troon. U is nog steeds God van die begin af, en daar is niemand anders as U nie. U is nog steeds Skepper, U is nog steeds Here, U is nog steeds Koning. En ons wil dit besef, as ons vanoggend tot U nader, Here. Want dan gaan hierdie Skepper God tot ons nader. Wat 'n voorreg het ons as die kroon van U skepping om U stem te hoor. Tyd met U te spandeer, intiem met U te verkeer. Liefgehet te word deur die Vader, Seun en Gees. Die voorreg te hê om U Gees binne in ons te kan dra. Wat moet ons werk? En werk vanoggend, Here. Werk diep. Ons gee vir U teatertyd, ons klim op die tafel en ons sê, Here, doen ope hart chirurgie. Want ons begeerte is om nader aan U te wees en al meer te lyk na die beeld van die Seun. Maar ons kan onsself nie verander nie, Here. En daarom gee ons oor in U hand om die werk te doen wat U gedoen wil hê op die aarde. Ons as die diensknegte, ons is beskikbaar en ons luister. Spreek, Here. Amen. Goed. So ons het nou los en vas, want daar was 'n paar Sondae tussenin. Wat ander predikers gepraat het, so ons het los en vas gepraat oor gebed. En ek sien nou nie my prentjie meer hierso nie, maar ons het die volgende prentjie geteken. Ons het gesê, om gebed te verstaan, moet ons die 3 sirkels van gebed verstaan. Jy het wat jy bid, jy het hoe jy bid, en jy het hoekom jy bid in die binnekant. En as jy nie daai 3 verstaan nie, kan gebed 'n ritueel raak, kan gebed iets wees wat ons doen, want dit is wat 'n Christen doen. En kan ons met gebedslysies na die Here toe kom, wat lyk soos inkopieslysies oor wat ons graag wil hê, hy vir ons moet doen. So vanuit die hart se kondisie uit, vloei die werklike rede, hoekom ons bid. En ons moet vir mekaar afvra, en vir jouself, hoekom bid ek? Want as jy nie die intensie van jou eie hart ondersoek nie, gaan jy voortgaan in jou maniere van die verlede. En jy gaan uitmis op die rykdom en die diepte en die kosbaarheid van gebed as 'n kommunikasielyn tussen jou en die Here. Toe daai voorhangsel geskeur het in die tempel en Jesus sterf, blaas hy asem uit. Toe sê die Vader van my en jou, deur my Seun is die verhouding wat ek in die tuin van Eden met Adam en Eva gehad het weer herstel. Praat met my. En ons kan sê, nee, dankie Here, ek wil aangaan met my ritueeltjies, of ja, dankie Here, wat 'n voorreg om dit te kan praat. So ek ondersoek die intensie van my hart, en dan vra ek die vraag buiteom, maar wat is gebed? En jy moet ook vir jou kan antwoord. En jy moet kan kom by 'n diepe, werklike verhouding. En dit moet gelykstaande wees aan jou aardse verhoudings. Jy moet dit so kan vergelyk deur te sê, jou man, jou vrou, jou broer, jou suster, jou oom, jou tannie, jou beste vriend, vriendin, met wie jy 'n verhouding het, met wie jy gesels, met wie jy jou diepste hartsbegeertes geheime deel. Daai tipe van verhouding, en nog veel meer begeer die Here met my en jou, wat jou ook sal wegvat van 'n ritueel af. Want dan kan jy nie wag om met die Here te praat nie. Dan is dit nie net 10 minute in die oggend en 10 minute in die aand, of terwyl ek ry nie. Dis 'n hele dag ding. Dis 'n 24 uur van die dag. Of ek slaap en of ek wakker, sê die psalmskrywer, U is met my. Maak nie saak waar ek gaan nie, oor berge en dale, daar is U. Maak nie saak waarin jy gaan nie, hy is daar. Maak nie saak waarmee jy besig is, hy is daar.
En as ons daai gesprek met hom kan leer ken, en ek sê nie, jy moenie binnekamertyd hê alleen met die Here nie, dis kosbaar. Ek sê net, kom weg van die plek waar dit die enigste vorm van gebed is. Want gebed kan baie vorms aanneem, as ek die hele tyd besig is met my God. Want, as hy werklik na wedergeboorte in my bly, dan is ek en hy nooit van mekaar geskei. So ek hoef nie na 'n plek toe te gaan om te aanbid, soos die volk moes gaan na 'n tempel toe om daar te gaan aanbid, of die tent van ontmoeting nie. Die tempel is nou hier. Dis hier waar hy nou woon. So ek kan enige tyd met hom hier ontmoet. En soos die ou gesê daarvan, Garies, môre Here, dis koos hier. Jy lag meneer, maar vanoggend terwyl ek voor die Here sit, toe sê ek van môre Here, dis bou hier so. Dis lekker om met u te praat. En dit lekker moet jy vir jou wees om met die Here te praat. Moenie 'n inspanning wees hier. Moenie 'n tawwe godsdienstige ding wees van, ek het nou nie vandag gebid, so nou gaan die Here my seker straf. Daai tipe nonsens wees hier. Dus ek sien uit met my koning te praat. Jy's Rian. Ek het in die week daar by Tiger King gestop en nou gesels ek met Asim en dis nou, hy's 'n moslim en hy vertel van wat hulle alles nou moet deurgaan in hierdie tyd van Ramadan. En ek het hom maar net uitgeluister, maar dit was vir my interessant om te hoor wat hy alles moet deurmaak, hoe vroeg hy moet opstaan en natuurlik het of dink hulle nou nie in die warmte wat ons nou beleef het die afgelope week was vir moeilik. So ja, dit was nou, ek het hom nou net uitgeluister, ek het hom nie eers by wat die Here wil hê sê, maar ek besef dat hy verdien sy saligheid deur middel van sy werke en ek verdien my saligheid deur middel van my geloof. Ja, van jou God se werke. Dis die hartseer. En ons gaan net 'n bietjie stil staan by afgode. Ander gode wat almal vereis dat jy vir daai God hierdie klomp dinge moet doen. En anders kan jy nie in sy goeie boekies wees. Jy moet punte verdien by daai God. En ons God sê, ek stuur my seun om dit af te handel wat nodig is vir jou. Hy doen die werk. Jy aanvaar die afgehandelde werk. Jy word deel van sy familie. En jou saligheid is in Christus. Hoe lieflik is dit? En daarom moet ons jammer voel vir ander gelowe in plaas van haat. Voel jammer. Want as jy jammer voel, gaan jy bid. As jy kwaad is, gaan jy nie bid nie. En dan sê Here, haal hy uit. Maar as jy jammer voel vir die gevangene wat hy persoon is onder 'n ander godsdienst waar hy nie die lewende God ken nie, waar hy nie 'n verlosser het nie. Dit het 'n vriend van my geleer. Hy sê 'n ou oom was 'n mentor van hom. En hulle daar in Bellville, nou weet jy of jy wanneer laas jy van Bellville af met Durbanweg afgery het na Bellville Suid toe, daai heel onderste gedeelte daar waar die ou Voortrekkerweg se alle besighede was. Alles aan die ander kant van Voortrekkerweg is soos die Midde-Ooste deesdae. Ernstig, as jy daar instap, dan voel dit vir jou jy's in die Midde-Ooste. Al die winkels rondom jou, al die mense is almal net hierdie Islam en Hindoes en goeders, maar meeste van hulle is Islam. En hy sê, daar het 'n oomie onder hulle gewerk, wat gesê het, as jy hulle wil bereik, moenie met hulle argumenteer nie, vra net, wie het vir jou sonde gesterf? Wie betaal vir jou skuld? Hulle het nie 'n antwoord nie, want hulle moet werk vir hulle sin. Ons het 'n verlosser. Sy naam is Christus Jesus. En hy sê, talk to me, want ek wil met jou praat. So vanoggend gaan ons kyk na, ons gaan vir hoe ons moet bid, gaan ons 'n hele tydjie lank aan spandeer. Want hoe bevat die inhoud van my gebedslewe? En ek wil nie dit moet sistematies of meganies voel vir jou nie. Ek wil net saam met jou 'n klompie goed deurtrap, wat die Here in my hart werk. En as jy nie met my saamstem nie, by all means, daar seker 1 miljoen goed wat ek nog kan bysê, maar
Jy sê om Pieter Botha, ek beweeg in die lig wat die Here nou vir my gee. Dis die lig waarna ek beweeg. En jy het miskien ander lig op jou pad nog by. Sal lieflik wees om te hoor wat jy als in jou gebedslewe beleef. Maar ek deel met jou soos wat hy dit op my hart sit en met my deurwerk, want dis sy ooreenkoms met my. Ek mag nie met jou deel wat hy nie klaar met my deurgewerk het nie. So vanoggend wil ek begin. Ek wil net hê ons moet na 3 dingetjies kyk in die hoe. Want hoe verteenwoordig aksie. As ek vir jou sê, waar's Dennis? Dennis, hoe bou 'n mens 2 kratte op mekaar vas? Dat is dit een ding om vir my te sê, ja, bou, nee, wat dis maklik, moenie worry nie, bring jy kratte vir my, en ek kom die oggend daaraan, 43 grade die dag, ja, wat Dennis sê, dis vinnig. Ek en hy is daai middag 4 uur klaar met daai job, ons is altyd pot uit, ons het 60 liter water uit, die sweet loop ons af, ons is gedehidreer. Hoekom? Want daar moes aksie plaasvind om uit te kom by die eindproduk. Jy kan nie met gebed se hoe bly by dis teorie nie. Hoe kan nie teorie wees in jou lewe om te bid nie? Hoe moet aksie wees? Hoe is terug by die huis? Here, ek hoor nou vandag hierdie goed. En ek ondersoek nou my eie hart rondom gebed. En ek begeer 'n dieper stap saam met U. Ek begeer ook 'n wandel saam met U, eerder as net, Here, help my met die eksamen, Here, dit moet reën asseblief, Here, ons kort dit, Here, gaan met daai oom van my, Here, gaan met die persoon wat kanker het, maak daai gesond, is al hierdie versoeke, en as niks fout moet om jou hartsbegeertes voor die Here uit te stort nie, maar daar is meer het ons se mekaar gesê al. En ek het vir julle gesê, vir my, as 'n Calvinianertjie wat die vleisfees gehad het, op Calvinia het gevoel soos, as ons weet, hier is die vleisfees die naweek, en dan gaan hy klomp stalletjies wees, is dit 'n kind se grootste droom, daar's 10 of meer speelgoedstalletjies in, you name it. Dis soos om in te gaan, en by die hek te gaan staan, jy is nou binne, nou sê ek was nou by die vleisfees, nou gaan ek huis toe. En jy mis uit op alles wat daar binne is. Ek weet, meeste mense gaan vir die verkeerde redes vleisfees toe, hulle vat dalk 'n happie vleis tussendeur. Maar ek wil net die vergelyking tref, dat daar's meer tot ons gebedslewe, as dit wat jy nou weet. Daar's meer om te ontdek, en weet jy wat, daar is meer wat die Here vir jou wil wys. Maar wil jy dit hê? Want hoe is die aksie wat jy gaan neem, nadat jy al die kennis opgedoen het? Anders te bly dit die boom van kennis. Wat help het ons is vol van die boom van kennis, maar daar is geen aksie in ons lewe nie. Ons gebedslewe bly maar altyd net dieselfde oor en oor. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, ja, ek stap op die oomblik die pad saam met Elia in die woord. En dit vat my lank om deur Elia te werk, want daar's veel meer wat ek nie besef het rondom die lewe van Elia nie. En weer eens, as ons vanoggend by 1 Konings 18. So maak vir my jou Bybel oop by 1 Konings 18. Dan maak jy ook jou Bybel vir my oop by Lukas 18. 1 Konings 18 en Lukas 18. En ek wil net vanoggend oor 3 aspekte praat wat betrokke moet wees by die gebedsaksie in jou lewe. Die aksie wat jy neem tot gebed. En dit is sekerlik een van 500 of 3 van 500 wat daar is, maar dis die 3 wat ek vanoggend uit my lewe met jou wil deel. En die eerste een se naam is 'n opregte hart. 'n eerlike en 'n opregte hart. As jy na die Here toe wil kom, in Lukas 18 vers 9 tot 14, sien ons
So 2 ouens gaan tempel toe. Lukas 18. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en ander verag, hierdie gelykenis vertel. Nou trek dit deur na gebed toe, né? Jy kan ook staan, hy het met die oog op dat sommige dink, hulle bid beter as ander. Hulle bid meer heilig as ander. Hulle is beter as ander. Sê hy, 2 manne, Jesus vertel dit, 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. En die ene fariseer en die ander ene tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en gee 10des vir alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. En Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie laaste een, hierdie tollenaar, het geregverdig na sy huis teruggegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Kom na die Here toe met 'n opregte hart. 'n Opregte hart beteken, Here, U weet alreeds alles, voor ek nog my mond oopmaak om te bid. Ek ken my deur en deur. Daar is niks wat ek vir U kan wegsteek van myself nie. Hoekom dan probeer om die Here te beïndruk deur woorde? Hoekom dan probeer om te dink dat wanneer ek hoogdrawend of lank kan bid, dat ek meer punte verdien by die Here? Terwyl hy die gedagtes en die oorleggings en die bepeinsings van my hart ken. Terwyl Hebreërs 4 sê, hy het klaar deurgesny deur dit met sy skerp tweesnydende swaard wat die woord is. Hy weet klaar wat daar binne aangaan. Hoekom kan ek nie net opreg wees nie? En die probleem is nie om opreg te wees met die Here by die huis nie. O nee, bou ek bid nie vir ander mense nie. Moenie vir my vra om te bid nie, moenie vir my vorentoe roep nie. Ek bid nie vir ander mense nie. Hoekom nie? Want jy wil nie soos wyse steeds wat ek bid vir die Here. Soos kyk jy hoe goed is ek. Kyk hoe goed is ek. Jy wil nie hoogmoedig wees nie. Goed, dis 'n goeie rede om nie hoogmoedig te wees, is 'n baie goeie rede. Want hierdie fariseer in hierdie verhaal was hoogmoedig. Hy het gedink hy's beter as die ander. Maar ek dink dis een rede. Ek dink daar's ook, ek wil nie sleg lyk, omdat ek nie goed kan bid nie. Dat my gebed kan afsteek teen iemand anders wat mooier woorde gebruik nie. Daar was 'n oom saam met my in die kerk in Calvinia. Jy het nie gewaag om vir hom te vra om te bid nie, want dit raak 7-8 minute wat jy as kind jou oom moet toehou. En dis woorde wat die HAT nie eens het nie. Broer, dit loop hier hoog. O, Here my God. Maar in daai oom se lewe van maandag tot Saterdag is daar niks van Here nie. Daar's nie 'n skympie van die Here beskikbaar in sy lewe nie. Maar wanneer hy voor mense opstaan en bid, is dit al hierdie woorde. Dis die fariseer. Dis die fariseer. Terwyl die tollenaar besef, wie was die tollenaar? Hulle albei gaan tempel toe, so hy was 'n Jood. Dit was 'n Hebreër wat vir die Romeine belasting ingevorder het van sy eie mense. En hulle ingedoen het vir homself. Saggeus was een van daai ouens,
Matteus was een van die ouens. Interessant. Hy was seker 'n Blou-Bol ondersteuner. Wat is oom se van nou weer? My van? Ja. Van die Merwe. Nee, Matteus. Dis 'n grappie. Dit is nie 'n geliefde in die tempel nie. Die Fariseer was meer 'n geliefde in die tempel, want hy kon voorgaan met kennis van die woord. En hoogdrawende gebed. En sy klere drag is beter as die normale ouens op straat. En daarom het hulle altyd hierdie klere gedra wat jy moes sien. Hier kom 'n skrifgeleerde of 'n wetsgeleerde of 'n Fariseer of 'n Sadduseer aan. Die tollenaar sou jy ook kon uitken, sy klere is ook smart. So op 'n manier sou hy ook op grond van een of ander finansiële status hopelik, maar nie sosiale status nie. Maar op grond van finansiële status sou hy ook homself kon verhef en sê, maar ek kan ook kompeteer finansiëel. Ek is alright finansiëel. Rome kyk na my. Maar wat besef hy? Hy besef in sy hart is hy 'n sondaar. Hy besef hy trap so baie mis. En daarom kom hy na die Here toe. En hy slaan op sy bors en hy sê, o Here, hy sê dieselfde as wat die tollenaars, die Fariseërs sê, o God, dankie dat ek soos hierdie mense is hier. En hy sê, o God, dink aan my as 'n sondaar en wees my genadig. Dis die twee ouens weerskante van die kruis op by Jesus. Die een vloek en skel. Haal ons hier af as hy dan nou so almagtig is. Die ander sê, dink vandag aan my as jy na die paradys gaan. 'n Opregte hart is nie besig om games te speel nie. 'n Opregte hart is nie besig om vals te wees nie. 'n Opregte hart dink nie, hoe moet ek dinge sê? Want baie keer as ons in konfliksituasies op die aarde is, dan dink ons, hoe gaan ons dinge sê sodat ons die situasie kan versag? Of sodat ons die konflik kan uitsorteer. Maar eintlik is die intensie van my hart nie om die konflik uit te sorteer nie. Dis om net vrede te hê, al is dit vals vrede, is alright. Sodat dit uitsort. Dis nie regtig wat ek voel in my hart nie. Ek is eintlik kwaad vir jou, maar ek sal dit nie vir jou sê nie. Ek wil dit nie uitsorteer, want ek wil by die huis kom en brom daaroor by my vrou. Daarom het ek dit vandag gesê, so goed is. Maar toe ek voor hom gestaan het en die kans gehad het om die saak uit te sorteer, toe het ek mooi snaakse woordjies om die hele dingetjie net toe te smeer. Dit is nie 'n opregte hart. Dis 'n vals hart. En wanneer jy na die Here Jesus toe kom na hom toe moet jy wete, dat voordat hy woord gevorm word op jou tong, en dit met spraak uitkom, uit jou klank, boks uit buitekant, toe weet die Here reeds wat dit is. En kan jy maar net sê, Here, môre dis kos. Hoe gaan dit met U? Here, U sien my lewe. U ken my hart. Kom ons gesels 'n bietjie. Ek wil vir U vertel wat gister gebeur het. Ek wil vir U vertel wat vandag vir my voorlê. Asof hy dit weet nie, maar jy hoor jouself die goed sê. Here, en ek is bekommerd oor dit en ek wil met U praat oor daai saak. Here, ek sukkel so met hierdie ding. En ek kry nie oorwinning oor hierdie ding nie. Maar Here, U is so groot en U is so goed. En ek weet hierdie vermoë om my te help, maar wees my genadig. En die Here sê rondom hierdie tollenaar wat op sy bors slaan, en jammer is ons sy fout, die Here sê, daar is opregtheid van hart. Daar is 'n hart wat nie iets probeer wegsteek van my, of probeer smart klink vir die mense nie, want hulle is in die sinagoge, hulle is in die tempel. Daar's ander mense wat hoor. Hierdie ou bid ook nou voor mense. Maar sy hartstoestand is vir die Here 'n lieflike lofoffer teenoor die ander een wat sy hartstoestand pride is. Wat is dit? Wat is pride? Trots. Yes. Hulle ook sê dat pride soos jy is die belangrikste, net jy. Ek is all about me. Dis net ek.
kyk hoe smart is ek. En die Here sê, daai hart is 'n hart wat eintlik 'n verlosser kort. Daai hart kort 'n verlosser. Maar die een wat broos voor die Here kom, geseënd is die wat gebroken is van hart, sê Matteus 5. Want die Here soek daai gebroke hart. Hy sê, daai hart kan ek oprig. Ek kan werk met daai hart. Daai hart is oop om te hoor van my. Daai hart wil leer van my. Daai hart soek meer van my. Want daai hart besef, hy is mens en ek is God. Daai hart soek na my. Daai hart nader tot my. En ek sal tot hom nader. Die ander een is net besig met homself. En hy wil hê die mense moet hoor. Johannes 4 by die put. Jesus gaan deur Samaria. Sy disippels sê vir hom, daar's 'n ander pad. Hy sê nee, ons is op die regte pad. Hulle sê nee, ons kan nie deur Samaria gaan nie. Hy mense haat ons. Hy sê ons gaan deur Samaria. En hy kom by 'n put wat Jakob gegrawe het, as ek reg onthou. Op die middaguur, waar niemand veronderstel is om daar te wees nie. Dis warm. Niemand is veronderstel om kratte te bou in 43 grade nie. Dennis, ons moet vir ons beter datums kies. Hy kom op die middaguur daaraan en hier kom hierdie vrou aan van slegte reputasie. 'n Samaritaanse vrou sal in der ewigheid nooit vir 'n Jood iets kon gee nie, want die Jode was beter sosiaal as hulle, volgens die Jode. Hulle het neergekyk op die Samaritane. Hulle was 'n basternasie. En Jesus vra vir haar, gee vir my asseblief 'n bietjie water uit die put uit. Sy sê, wat? Hoe vra jy vir my? Hy sê, ek vra vir jou vir 'n bietjie water. Hy sê vir haar, maar as jy geweet het wie ek is, dan sal jy vir my gevra het om vir jou lewende water te gee. Sy sê, maar jy dan nie is 'n skepding nie. Hoe gaan jy vir my iets gee? Hy sê, nee, ek is die skepding. Ek is die lewende water. Hoe het sy geweet, hy is nie Jood? Goeie vraag, hoe sou sy geweet het as jy jou klere dra? Uitspraak? Hoe weet ek iemand is 'n blou bil, hy sê dit vir jou? Ek weet nie. Klere dra. Geweet hulle is Jode. Ja, maar hy het hulle dorp toe gestuur om te gaan kos koop terwyl hy alleen agtergebly het. Maar anyway, kan ook iets van die wees het. Goeie vraag. Maar ja, ek weet nie wat die 100% die antwoord is nie. Bottom line van daai gesprek, gratis. Bottom line van daai gesprek is daai vrou se oë gaan oop, want hy sê vir haar die volgende. Die argument kom dadelik op die tafel. Ja, julle sê ons moet aanbid by die tempel in Jerusalem, maar ons aanbid op die berg. So wat een is dit nou? Wie is nou reg en wie is nou verkeerd? En Jesus sê vir haar, daai argument is binnekort verby. Want wanneer ek doen wat die Messias gekom het om te doen, sal aanbidding verander na spirit and truth. Waarheid en gees. As jy wil praat oor 'n opregte hart en hoe om te bid, geliefde, dan gebeur dit dat jy iewers moet besef, die woorde wat jy uit jou brein uit kan uiter, die goed waaraan jy kan dink, gaan heel waarskynlik jou eie vleeslike gedagtes en behoeftes eerste wees. Maar as jy 'n draer is van die Heilige Gees wat in jou bly, dan moet jy hom 'n geleentheid gee om in gees van die binnekant af. Hy is die gees van waarheid. Waarheid en gees waarheid. Waarheid is 'n persoon, die waarheid is nie 'n opinie nie. Net Jesus noem homself die weg, die waarheid en die lewe. En sy gees van waarheid woon in jou. En as jy in gees en waarheid wil bid, dan moet jy 'n bietjie leer om te wag totdat hy praat voordat jy bid. Hoekom? Want die woord sê die gees ken die diepste versigtinge van jou hart en die Here se. Watter beter AI tool wil jy hê as die gees van die Here wat jou hart ken, jou begeertes, jou behoeftes
en God se begeertes vir jou. Maar omdat ons nie kan wag in gebed nie, omdat ons nie kan stil bly nie, omdat ons nie geleer is om stil te bly, met 'n opregte hart en te sê, spreek Here wat die diensknegt luister nie. Dan wil ons spreek, sodat die Here moet luister. Hoor jy? Ons wil nie luister dat die Here spreek en as diensknegte hoor nie, ons wil spreek en die diensknegt wil hê die meester moet hoor en sê, 100% reg. Ek gee vir jou net wat jy wil. En dan word dit gepackage vir ons in die media daar buite en sê, wil jy ook hê die hartsbegeertes van jou lewe? Kom, Jesus sal dit vir jou gee. Kom jy na ons gemeente toe. Sluit by ons aanlyn aan. Betaal jou geld hierso. The blessing is now. Dis ongelukkig die waarheid. Dis ongelukkig die waarheid dat ons nie verstaan wat beteken dit wat Jesus vir daai vrou sê. Hy sê jou hart as mens is bedrieglik bo alle dinge. Want wat anders sal ek vir die Here sê as wat ek begeer? Tensy ek die Here toelaat om van die binnekant af te praat en ek hoor, hier is iets anders. Hier beweeg nou 'n ander begeerte in my hart wat ek nie ken nie, wat vir ons vat na die tweede punt toe. Hier is nou 'n vuur wat brand in my binnekant. Maar die begeerte van die Here vir my is anders as my begeerte vir my. Die begeerte van die Here vir jou is heel waarskynlik 99.9% anders as jou begeerte vir jouself. Wat jy dink goed is vir jou, is heel waarskynlik iets heeltemal anders as wat die Here dink goed is vir jou. En die vraag is, kan jy dit aanvaar? Dat wanneer hy van die binnekant af werk, dat dit gaan wees soos die volgende. Nou gaan ons na 1 Konings 18 toe. Julle kan na 1 Konings 18 toe blaai, terwyl ek vir jou een van die bekendste gedeeltes in die woord quoteer. Iets wat jy al so baie in jou lewe gehoor het, en nog baie gaan hoor. En dit is Jakobus 5. Wanneer jy moet bid, iemand vir jou sê wat jy moet bid, en hoe jy moet bid, dan word hierdie gedeelte baie vinnig aangehaal. Jy kan blaai 1 Konings 18 toe, maar vers 1, ek gaan vir jou Jakobus 5 vers 16 tot 18 lees. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat sê die 83 vertaling? Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek gaan nou nie vra steek jou hande op as jy dit nog nooit gehoor het nie, maar jy sou dit al gehoor het. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So nou moet ek net met passie begin bid. Nee. Ek moet nou net, Here, stuur u vuur in hierdie saak in, Here. Here, ons soek die krag. Die krag moet nou vloei hier in ons gemeente. Hier moet nou mense omval en te kere gaan, sodat die krag, die vuur moet hier wees. Mense moet huis toe gaan en sê, wow! En ons weet nie wat hierdie vers beteken nie. Tensy jy hom nie klaar lees en sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie, en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug uitgespruit. Kan ek jou gou skok, geliefde? Dan lees ons gou 1 Konings 18, vers 1. Luister gou mooi. Wat sê
Jakobus 5, die vurige gebed, die ernstige gebed, die passievolle gebed van 'n gelowige het groot krag, het 'n groot uitwerking. Elia het gebid en dit moes nie reën nie. Elia het gebid en dit het gereën. 1 Konings 18 vers 1. En 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, ja wag, stop gou. Kyk gou vir my. Wie het met wie gepraat? Het Elia met die Here gepraat? Het Elia na die Here toe geroep en gesê, Here, dis tyd dat ons nou 3 jaar en 6 maande droogte aankondig, want hierdie spannetjie wil nie luister nie. Was dit Elia se vurige gebed wat hierdie droogte in aksie gesit het? Andersom. En die woord van die Here het tot Elia kom. Die Here van die leerskare het met Elia gepraat. Die woord het profeties tot Elia gekom. Dit beteken Elia se 2 oortjies moes oop gewees het om te hoor wat die Here sê vanuit 'n opregte hart. Geen mens gaan na 'n koning toe en gee vir 'n koning 'n woord wat jou eie lewe kan kos nie. So nee, Here, stuur iemand anders asseblief. Wow. Elia se hart was gerig op die Here. Daarom kon die woord van die Here, daarom kon die spraak, die gebedskant van die Here af na Elia toe, kon die kommunikasie vloei. En gaan Elia gee die woord vir koning Agab om te sê, omdat jy die Here jou God verlaat het. En jy en jou vrou hierdie volk verlei het om afgode te dien. Daarom sal die Here vir 'n onbepaalde tyd, Elia het nie geweet hoe lank nie, daar staan 'n onbepaalde tyd droogte oor jou land bring. Waar kom die vurige komponent in? Waar kom die vuur van die Here in? Waar kom die krag van die Here in iemand se gebed? Wat dan nou die uitwerking het, wat so groot is? Kan ek jou sê waar dit begin? By jou gehoorsaamheid. Om te bid en te doen dit wat jy hoor die Here sê. Sit jouself in Elia se skoene. 'n Potensiële doodsvonnis hang oor jou kop. Sit jouself in Nehemia se skoene. Hy moet na die koning toe gaan, hy heidense koning, om 'n muur te gaan herstel wat die koning laat afbreek het, om 'n rebellie te stop. Elkeen van daai goed is doodstraf. Sit jouself in die skoene van 'n Daniël en 'n Sadrag, Mesach en Abednego, wat moet opstaan en staande bly. Dis alles potensiële doodstraf. Sit jouself in die skoene van 'n Josef, Moses, wat na die Farao toe moes gaan. Maar wat is die uitwerking daarvan? Alles kragtig. Is alles kragtige uitwerkings. Hoekom? Want die Here het eers gespreek. En die mense het ontvang die woord van die Here. En toe die mense sê, Here, nou vra ek vir krag. Nou vra ek vir bonatuurlike krag om te gaan doen dit wat U sê. Want hier gaan ek is gehoorsaam. En nou begin hierdie goeders gebeur. En dan kom hierdie kragtige uitwerkings. Hoe lyk ons in? As ek net hard genoeg bid, as ek net op 'n regte manier praat, as die passie net reg deurkom, as ek hier op en af dans dat my skoensole glad is aan die einde van hierdie dag, dan sal die Here antwoord, want die kragtige, vurige gebed van 'n gelowige het hierdie massiewe uitwerking. Maar as die Here nie dit gesê het nie, kan ek vir my blou dansie voor. Dan kom die opdrag nie van hom af nie, maar eintlik is die opdrag van my af na hom toe. Iemand nou maar doen wat ek wil hê, sodat die mense kan sien. Kom ek sê gou vir jou, in my suster se salon, ons bly nog in Bellville, my suster is 'n haarkapper, en in haar salon werk iemand wat sy ma of sy suster, kan nie presies onthou nie, verskriklik siek was en in 'n rolstoel sit. En dan kom een van die groot genesingsbedienings verby, in Mitchellsplein. Hulle pak hy stadion vol. Sal jy die ou se naam sien, hy swaai sy baadjies so oor die mense. Dan moet almal nou net gesond raak. En dan
kom hulle kom met hulle ma of hulle suster aan in die rolstoel, want hulle is absoluut passievol dat sy genesing kan ontvang. Want dis die boodskap wat oor die radio uitgesaai word en alles, kom hiernatoe, genesing afgehandelde saak. En hulle gaan. En toe hulle voor by die hekke kom, toe sê hulle naam asseblief. En hulle sê, hoe bedoel julle nou? Sê, naam asseblief. En sê hulle naam, en hulle kyk op die lys, sê nee, maar julle naam is hier nie. Hulle vat die vrou met die rolstoel. Hulle gaan sit op die hoogste balkon, waar sy nie kan afkom nie. Want die mense wat uit die rolstoel moet opstaan, is reeds voorgesit. Die wat uit moet spring en hulle krikke neergooi, is klaar voorgesit. Maar die volgende dag, die familie uitgekom en gesê, daai was nooit, en daai was nooit, en daai was nooit seker. Maar vir die show om aan te gaan, moet die vuur hier wees, die krag moet hier wees. Ons moet dit fake, sodat ek almighty en powerful kan lyk. En sodat jy jou geld kan ingooi in die KFC-bakkie wat omgestuur word. Kan ek vir jou sê, mense gaan voor 'n lewende God moet staan en verantwoording doen oor wat hulle doen met gebed, emosionele manipulering deur gebed in mense se lewens. As ek vir jou moet sê, hoeveel keer ek al die nee-woord van die Here af moes hoor, van dit wat ek begeer het vir myself, was nie die Here se begeerte vir my nie, maar ek gesê, hoe vurig ek daaroor gebid het, die Here het gesê, nee my kind, die antwoord is nee, want ek is lief vir jou, en daai ding wat jy vra is nie goed vir jou. So hoekom het dit nie die uitwerking gehad wat ek wou gehad het nie? Vurig. Kom op, wys gou vir jou wat doen die vuur. 'n vriend van my stuur vir my 'n boodskap en sê, kan ek asseblief vir hom bid vir die vuur van die Here in sy lewe? Ek sê enige tyd. Maar weet jy wat beteken dit wat jy vra? Elia kom aan, nadat die woord van die Here tot hom kom en sê, luister gou mooi, Elia het nie die droogte aangekondig nie, Elia het ook nie toe die droogte moes stop, dit aangekondig, want vers 1 sê, sy einde sê, die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, want ek met 'n hoofletter God, wil reën gee op die aarde. Kan jy sien hoe verkeerd word Jakobus 5 sy boodskap gebruik? Die Here het dit aangekondig. En hy gaan soek vir Agab, tweede potensiële doodsvonnis. Want Agab soek vir hom, hy soek hom. Want hierdie ou het dit aangekondig, hy moet dood. Hoekom? Want Agab se vrou, sy naam is Jezebel. En sy kom van 'n klein plekkie af, met die naam van Sarfat. En haar pa is 'n direkte Baal-aanbidder en sy aanbid by die Baals. En sy het daai hele afgodsdiens ingebring onder die volk, toe sy met 'n Israelitiese koning trou. O nee, ons doen dit eintlik maar net vir vrede, met al die buurlande en goeders rondom ons, maar die Here sê, jy mag jou nie vermeng met hulle nie. Ek is die Here jou God, jy sal naas my geen afbeelding of enigiets hê van 'n ander God nie. En Elia, wat kom deur die spruit van Krit, wat daar moes sit, vir 1000 maaltye wat hy van die kraaie af moes kry, tot die spruit opdroog, en hy afgaan Sarfat toe, waar Jezebel vandaan kom, om 'n weduwee te gaan bystaan, wat vir hom sorg, en hy sorg vir hulle, hy tree op as man in die huis, nie getroud en hy help, tot by die punt, dat hy haar kind opwek uit die doodheid, as 'n profetiese beeld van die Here, wat sal opwekking doen uit die doodheid in jou lewe. Daai Elia kom daar vanaf, en hy stap vir Agab tegemoet, en hy kry eers sy slaaf langs die pad, en die slaaf is bang vir sy lewe, hy sê, moenie worry nie, ek sal nêrens heen gaan nie, ek gaan net hier bly, sê maar vir hom, ek wag vir hom. En Agab kom daar aan vingertjie in die wind, en sê vir hom, jy bedreig, hy sê vir hom, stop, dis jy. Hy sê, dis nie my skuld, dat dit in hierdie land reën nie, dis joune. Want jy kan nie jou man staan, as 'n koning van God nie. Jy weet nie hoekom jy by die aarde geplaas is, jou broer. Jy is hier vir die vals vrede, wat jy met ander rondom jou het, en jy laat jou vrou toe, om God en sy mense te verdruk, en die priesters dood te maak, maar jy's te slap, om te kan staan. So moenie nou die vingertjie van my kom wys nie. Maar by the way, die Here sê, ons gaan hierdie saak uitmaak.
ontmoet by Karmel. En Agab besef toe nou, hy is nou hier die minste. Hy sê, is reg. Hoekom sê hy nie, dis reg nie? Hoekom sê hy nie, dis verkeerd, ek gaan dit doen nie? Want hy weet, hier praat God nou. Deur Elia. Elia sê, kom kry my by Karmel. Ek wil vir jou iets lees. Hy kom by Karmel, hy sê, bring al waar is hy woord? Hy sê, bring die hele volk na die berg, vers 19, Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Isebel eet. 950 mense aan haar tafel. Nie een dienaar van God nie. Nie een dienaar van God aan haar tafel nie. Net afgodspriesters. Hy sê, dan bring jy al die volk, al die kinders van Israel en die profete om op die berg Karmel by mekaar te kom. En Elia het nader gekom na die Here volk toe gepraat. Weet jy hoeveel speel af in hierdie gedeelte? Na 3 jaar en 6 maande, weet jy hoeveel gebede moes daar geloop het vanuit Israel na God toe, wat sê, reën asseblief Here. Reën asseblief Here, ons kan nie oes, ons kan nie plant nie, ons kan nie oes nie, ons het nie meel nie, ons kan nie brood bak nie, ons kan nie eet nie, ons is honger. Ons vee kan nie wyn nie. Asseblief Here reën, asseblief Here reën, asseblief Here reën. Moet ons harder bid Here, moet ons langer bid Here, Here reën asseblief. Dis ons werklike behoefte Here, ons werklike behoefte is reën. Here sê, dit is nie jou werklike behoefte nie. Jou werklike behoefte is my vuur, wat moet kom wegbrand, wat tussen jou en my kom staan het. Jou werklike behoefte is dat ons ontslae moet raak van die afgode. En dat jy my verbond gebreek het wat ek met jou gemaak het op Sinai. Dis jou werklike behoefte dat my en jou verhouding solid is sonder hierdie compromise waarmee jy nou besig is. Dit is jou werklike behoefte, so ek kan nie vir jou net reën gee nie. Voordat ek hierdie werklike saak aanspreek nie. Luister hier. Vers 21, en Elia het nader gekom na die Here volk en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom. En as Baal, dit is volg hom. Maar die Here volk het niks geantwoord nie. Niemand het iets teruggesê nie. Daai woordjie hink is die Engelse woordjie waver. How long will you waver? Dit beteken die volgende. Om rond te dans bo oor 'n saak. Wydsbeen. Die saak is hier. Maar ek dans weerskante van die saak. Want ek wil nie oor die saak praat. Ek is te papbroek om die saak te wys. So ek sal weerskante doen. Waar kom dit in? Dit kom in omdat die koningin nou die koning se vrou is en al hierdie mag en gesag het om almal rondom haar dood te maak. En omdat sy hierdie boodskappe uitstuur, dien die Baals of waar die volk sê, okay, dan dien ons maar al twee. Dan dien ons maar vir Baal afgoderry en dan dien ons maar die Here. Ons sal dans. Ons sal weerskante van hierdie saak sal ons beweeg. Nou vir koningin Isebel en Agab tevrede hou, nou vir God. Dan sal ons maar 'n offertjie bring vir Baal, dan sal ons maar 'n offertjie bring vir die Here. Is ons veilig? Is dit neutraal genoeg? Kom Suid-Afrika, is dit neutraal genoeg dat ons nie in 'n openbare plek enigiets sê van die Here nie, want net te offend ons iemand. Net te voel iemand, hulle gaan ons by die Menseregte Kommissie loop aangee omdat ons iets sê oor die Here. Net as hulle iemand opstel in Bos in 'n eetsaal, bid vir hulle kos en gee aanstoot vir iemand anders. O nee, kom ek staan weerskante van die saak. Maar daai woordjie waver, daai woordjie hink in Afrikaans, het 'n grondwoord. Pausak. Raai nou waartoe verwys dit? Pesach. Passover. Ek het dit nooit geweet nie. Dit beteken, hoe lank sal julle oor hierdie saak beweeg, terwyl ek in die binnekant daarvan staan, sê die Here. En daai woordjie kry ons in Exodus, waar die Here sê, smeer die bloed in die kusyne, sodat die gees van die dood kan Passover verby hierdie huis gaan, sodat die dood nie hier kan opereer nie.
En die Here sê, hoe meer julle dans oor die saak, hoe meer is die gees van die dood besig om te opreik in hierdie huis. En die Here sê, dis my huis, en dis my volk, en dis my kinders. En julle het dit vir hulle verlei met afgode. Is dit net hulle wat dit doen? 'n Afgod is enigiets aan wat ek waarde aanheg meer as die Here. Enigiets wat vir my belangriker raak as die Here. Hoe lyk ons gebedslewens? Is dit dat die saak van die Here in my huis kan bevorder word? Is die saak van die Here in my huwelik bevorder kan word? Is die saak van die Here met my kinders, my verhoudings rondom my bevorder kan word? Of is dit die hele tyd my vleeslike begeertes? Want as ek besig om presies dieselfde te doen, as wat die Here deur Elia vir die volk sê. Julle staan 'n dans heen en weer in die wêreld, om die wêreld gelukkig te hou, en vir my tevrede te hou, maar ons moet die saak uitmaak, hierdie dansery moet stop, hierdie heen en weer springery moet stop. Daar was 'n speletjie wat ons gespeel het as kinders, ons het so 'n hassie getrek, op die grond, met sy ore in sy lyf, en maak ons ook 4 blokke, op die has, en as jy stertjie onder, en dan gooi jy 'n klippie, en dan moet jy spring met die een been, en dan moet jy die klippie optel, en dan moet jy na die volgende blok toe gooi. Wat was hy ding sy naam? Ek het hom vergeet. Klippie, wat is dit klippie? Maar hopscotch was in Engels en hy was blokke. Maar dis dieselfde tipe konsep. Dis dit wat die Here sê, hou op spring. Ek is nou by jou. Hou op rond dans, hou op spring, stop en staan. Dis tyd om 'n besluit te maak. En daarom stuur hy vir Elia om vir Baal te challenge. Raai gou wat was Baal se spesialiteit, noem dit nou so. Die God van storms en die God van reën. En fertility, vrugbaarheid. Dus Here, kom ons maak hierdie saak uit. Ons is op pad na die vurigheid toe. Ons is op pad na die vurige gebed van 'n gelowige toe. Vurig, passievol. Om te kyk, wat is hierdie vuur wat gebeur? En die Here sê, as ek my vuur stuur, kom doen ek dit om 'n begeerte aan te spreek wat jy nie eers besef jy het nie. En dit is om my te dien, want as jy my dien met jou hele hart, al jou krag en verstand, dan kom jy agter wat lewe en lewe in oorvloed eintlik is. Maar jy dink om in die wêreld te wees en die wêreld gelukkig te hou, en die Here, dit gaan vir jou op die beste plek sit, maar jy's besig met best of both. Best of both is nie die beste nie. Daar's compromise in die kant en compromise in die kant. Ek wil vir jou sê, niemand kan almal gelukkig maak, want soos my ma, pa of my fasiliteerder gesê het, jy is nie 'n braaibroodjie nie, jy kan nie almal gelukkig. Jy kan nie, jy is 'n braaibroodjie nie, jy kan nie almal gelukkig maak nie, 100%. Jy kan nie almal gelukkig maak nie. Ja, as ek dalkie wonderlike enetjie daar so, ek like dit. Hou aan. Jy kan nie almal gelukkig maak nie, maar as jy 'n people pleaser is, weet jy wat doen jy? Jy wil almal gelukkig maak. Jy wil almal gelukkig maak. En jy weet wat het gebeur. Het gesê, bring die bees, elkeen vat syne, elkeen bou 'n altaar, elkeen sit dit op die altaar. En dan begin julle wat die Baals is, julle is die meeste. Dan begin julle. Dan roep julle tot julle God van storms en weer en vrugbaarheid. Dan vra julle vir hom, vir vuur. Hy wat veronderstel was om vir julle in die laaste 3 jaar en 6 maande reën te gee. Wat? Roep na hom toe en vra vir hom vir die vuur. Om af te kom, julle mag nie die vuur aansteek nie. Hy sê, en dan sal ek dieselfde ding doen aan die kant. En ons weet wat gebeur. Hy spot later met Baal. Hy sê, miskien slaap hy, miskien rus hy 'n bietjie, maak hom wakker. Want ek sien nie dat hy iets doen nie. Hulle sny later vir hulle stukke dat die bloed loop, maar niks gebeur nie. Dink julle nie hulle het ook vurig gebid nie? Dink julle nie hulle het ook passievol gebid nie? Hulle is so passievol gewees dat hulle self stukke sny soos hulle roep en skree na hulle God, maar hy antwoord nie, want hy's dood. Hy bestaan nie. Hy's net 'n God wat iets soek. Hy sit in die agterkant, so Satan maar net, en hy speel al hierdie afgode op, en hy sê, elkeen van hierdie afgode, moet jy iets voor gee, iets voor sacrifice, om iets terug te kry. So kom ons gee vir hom bloed,
sodat hy vir ons kan vuur gee met die ding verteer, maar niks gebeur nie. En Elia sê, is tyd om hierdie saak uit te maak. Gooi nou myne nat. Gooi hom so nat dat die water loop. En hy sê, en op die tyd dat hulle die spysoffer moes bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u knegt en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Wow, wat? Op my woord? Op my gebedsversoek? Nee, dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het, menende soos u aangekondig het ek dit gedoen, laat dit bekend word. Nou kan jy maar sê, so sê die Here. Nou kan jy maar passievol sê, so sê die Here, want die Here het dit gesê. Nou kan jy verwag dat daar iets moet gebeur. Antwoord my Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Wat is die Here se begeerte? Met 3 jaar en 6 maande droogte? Om sy volk se hart te laat terugkeer. Wat is die volk se begeerte? Reën. Wat is die volk se dieper, werklike geestelike begeerte? Om te wil terugkeer na die Here. En die Here sê, ek hoor dit. Ek hoor julle wil na my terugkeer, maar julle weet nie hoekom nie. So ek sal antwoord met dit wat nodig is, sodat julle hart na my toe kan terugkeer. Is dit dieselfde uitkoms as wat die volk wou gehad het? Nee. Daarom is die uitkoms en die vraag van jou hartsgebed nie wat wil jy hê nie, maar wat wil die Here hê vir jou. En moet jy slag die gees van die Here toelaat om deur jou te praat en vir jou te kom wys wat is die werklike begeerte, wat die Here behaag, sodat jy dit kan bid en 'n slag van jouself kan vergeet. Met die absolute vertroue dat die Here weet wat jy ook al nodig het, sal hy gee, en sal hy nooit vir ons Matteus 6:33 gegee het, wat sê, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid, en die res voeg ek vir jou by nie. Maar ons soek nie die koninkryk en sy geregtigheid eerste nie, ons soek ons, wat ons wil hê eerste, daarom sê die woord, ontvang julle nie, want julle bid nie, want julle bid verkeerd, hoekom julle bid vir julle vleeslike begeertes eerste. En die Here het geantwoord, en dat vuur uit die hemel uitgekom, dit het nie net die offer verteer nie, dit het die klippe verteer, dit het die water opgelek, daar het 'n gat, dit sê dit het die stof verteer, dit het alles opgeëet wat daar was, en die hele volk staan, verbaas, asof hulle voorouers nie vir hulle vertel het, wat in die woestyn gebeur het nie, dat 'n see opgetrek het, dat daar water uit die rots uit geloop het. Dat daar 'n vuurkolom in die nag by ons was. Konstant was daar vuur by ons. Wolkkolom in die dag. Wat kom doen die vuur? Die kom vuur, kom brand weg. Dit wat tussen jou en die Here staan. As jy wil bid vir die vuur en die krag van die Here, dan sê jy, Here, kom reinig my. 'n Vuur is daar om te reinig. Wanneer goud of silwer gelouter word, dan word hy warm gemaak tot die punt dat die onsuiverhede opstyg en hulle skep dit af. Fire and power is nie gemaak vir jou nie, my geliefde, dit is gemaak vir die Here. Wanneer hy jou gebruik, sal hy deur jou werk en dan is die eer ook nie joune nie, dis syne. Maar as jy wil bid vir die vuur en jy 'n vurige gebed wil hê, en jy vurig wil bid en sê jy, Here, ek vra vir u om te kom wegbrand alle forme van afgoderry in my lewe. Kom wys dit vir my, Here, ek sal die offer bring. Ek wil nie 'n ander God dien en aanbid nie. Dit is 'n vurige gebed. Wat gebeur met Daniël, wat gebeur met Sadrag, Mesach en Abednego? Hulle staan, hulle almal gaan nou 4 oond toe, nê? Almal buig voor die koning, en dan by die koning, behalwe hulle. Toe word hulle in die vuur gegooi. Wat is die effek, toe die vuur van die Here brand? Wat is die effek? Hulle kom daar uit, sonder dat hulle klere eers na rook ruik. En die koning sê, van nou vanaf, draai die hele ding 180 grade om, en nou aanbid ons die God, wat dit kan doen. Sien jy dat hulle, Sadrag, Mesach en Abednego, daar uitkom, en dan elkeen 'n koninklike kleedkring op 'n troon rondry en sê, check vir ons. Nee.
Nee, want jy is absoluut humbled. Wanneer die gees van die Here manifesteer, en wanneer die vuur van die Here manifesteer, en sy krag word ten toon gestel, word jy gehumble. Want jy besef, hierdie kon jy nie manufacture. Geen. Ons sal nog later vir julle vertel wat hierdie week gebeur het, toe die vuur van die Here in 'n saak geval het. Die vurige gebed, die gebed wat wegkyk van myself, die gebed wat uitroep na sy hart vir my, die gebed wat uitroep na sy plan vir my, om weg te brand, dit wat tussen my en hom staan, dit is 'n passievolle, vurige gebed. En weet jy wat? Dit kom teen 'n prys. Want jy kan nie meer nou dans nie. Jy kan nie meer Passover behoor dit nie. Jy moet dit wys. En daaraan staan Elia vas. En een man verander deur sy vurige gebed die lewens van almal rondom. Waar is Jezebel? Was sy by? Sy is nie daar nie. Hoekom nie? Satan kan nie in die teenwoordigheid van die vuur van die Here opreik nie. Hoekom laat ons hom toe in ons lewens, deur die hele tyd vleeslik te bid, en vir Satan 'n gap te gee, om met sy blessing te kom, en vir ons te kom gee wat ons nie moet hê nie. En dan te sê, joh, die Here seën vir my. Ek het nie 'n probleem met jou geld nie, my broer. Ek hoor as mense wat sê ek het 'n probleem met jou geld, ek het nie 'n probleem met jou geld nie. Ek sê net jou geld maak nie vir jou wie jy is nie. En jy kan nie 1 sent daarvan saam hemel toe vat nie. En jy moet besef, jy is 'n rentmeester van God, en is nie joune nie. Hy leen dit vir jou om te bestuur volgens sy wil. So wanneer raak jou gebed, Here, wat moet ek doen met u geld? Wat moet ek doen met u voertuig? Wat moet ek doen met u plaas? Wat moet ek doen met u besigheid? In plaas van, Here, seën my besigheid, seën my grond, geseën dit. Ek roep net die reën die hele tyd, man. Jy roep net die reën, ek doen dit ook. Maar die werklike behoefte is nie die reën nie. Die werklike behoefte is die toestand van my hart. Jou gebedslewe gaan 'n ander dimensie begin inneem as jy opreg na die Here te kom en begin vra vir sy vuur om weg te brand. Al die flaf wat jy bid. En ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê net daar's 'n verskil tussen 'n visdam en die oseaan. 'n Vis kan swem in 'n visdam, maar is vlak. En sy vryheid is min. Hy's gemaak vir die oseaan. Hy's gemaak om vry te wees. En die Here het sulke lieflike planne met my en jou. Hy het sulke lieflike goed wat hy wil doen, soos deur Elia wat hy deur my en jou doen. As ons kan wegkom by Here, wat kan u vir my doen? In plaas van, Here, verander my sodat ek kan wees by wat kan ek vir u doen? Sonder om te dink dat dit wat ek doen gaan punte verdien by die Here. Sodat ek die voorreg kan hê om 'n ooggetuie te wees van die groot goed wat die Here doen. En ons kan getuig, kyk net wat doen die Here. En vir ons kom vertel, kom vat jy in die mikrofoon, dan kom vertel jy vir ons, wat het die Here gedoen, dan prys ons sy naam saam, vir wat hy doen. Ek sluit af. As jy wil weet hoe om te bid, leer om Heer te bid. So, hoekom moet ek meer as een keer vir die Here sê, hy weet mos wat ek nodig het? Hoekom moet ek die saak weer 'n keer op die tafel sit, Here? Is u dan, het u 'n intellektuele probleem? Kan u nie hoor wat ek sê nie? Is weer dan voor ek dit nog bid, weet u dit reeds? Dankie dat jy vra. Ons gaan terug na Lukas 18 toe. Nou kyk ons net gou by Lukas 18. Sy eerste gedeelte, voor ons gekom het by die tweede komponent van die Fariseer en die tollenaar wat bid, speel die volgende verhaaltjie af en ek maak klaar met hom. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad. Wat is die doel? Dit moet
geduldig bid, nie moedeloos word, ek moet aanhoudend bid, ek moet deur 'n saak bid. As 'n regter wat in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het geduldig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel hierdie geloof op die aarde vind? Jesus sê, soos daai weduwee adamant was om te sê, meneer die regter, ek gaan jou nie los, totdat jy nie uitspraak gee in my saak nie. Ek onthou daai maandag aan so goed. Ek gaan jou nie los voor jy nie uitspraak gee in my saak nie. Ek gaan aanhoudend met jou spreek, totdat jy uitspraak gee. Sê nie hoe die uitspraak moet wees nie, ek sê totdat jy uitspraak gee. Daarom moet ons leer om deur 'n saak te bid, totdat ons by die punt kom dat ons hoor die Here gee uitspraak in die saak. En dan aanvaar ons die uitspraak, watter kant toe dit ook kan kom. Maar om een keer te sê ek het mos gebid. Los dit maar vir die Here, as geen geloof daarin nie. Jy sien, om te vertrou dat hy nie 'n slang sal gee as ek 'n vis vra nie. En te vertrou dat hy nie 'n skorpioen sal gee as ek 'n brood vra nie, of wat daai volgorde is van brood, vis, goeie dade. Dat die Here wat weet wat goed is, vir ons veel meer sal gee as ons aardse vaders, is om te weet, die Here weet wat ons eintlik nodig het. En wanneer ons vra, vergeet ons mag dalk vra vir 'n skorpioen of 'n slang, want ons weet nie hoe gevaarlik is dit wat ons vra nie. Want ons bid vleeslik. Maar om te sê, Here, ek vertrou dat selfs al vra ek per ongeluk vir 'n slang, dan sal U vir my 'n brood of 'n vis gee, want U weet wat ek kort. Maar hierdie saak gaan ek deurbid, totdat U antwoord. Moenie moedeloos raak nie, hou aan om dit voor die Here te sit. Soek sy hart. Kom met 'n opregte hart. Bid vurig dat die Here sal wegvat wat verhoed dat jy sy hart vir jou sien en leer ken. En bid, gesels met die Here konstant, aanhoudend, tydig en ontydig. Totdat die Here in 'n saak wat vir jou van erns is, uitspraak gee. Soos hy vrou wat gebloei het vir 16 jaar. En toe sy aan Jesus se rokspan vat, toe stop hy. En hy sê, wie het my geraak? Want ek het die krag voel vloei. Hoekom? Daai vrou was adamant om by hom uit te kom. Sy kon nie eens in die openbaar verskyn nie, sy het gesien is onrein, enige iemand wat aan haar raak, moes hulle self gaan was. So onrein is sy as gevolg van haar bloedvloeiing. Maar sy sê, as ek net aan hom kan vat, ek sal nie stop nie, tot ek net aan hom kan raak. Wat is dit my in jou gebedslewe is, as ek net aan hom kan vat? Ek gaan nie stop nie, ek gaan soek. Totdat hy my antwoord, met 'n opregte hart, 'n vurige gebed. En 'n saak wat gedeurbid is, en ek kan opstaan en sê, so sê die Here, ek aanvaar dit, hier gaan ons. Man, ek begeer dit. Net hierdie 3 goedjies vir vandag. Net dit. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en met julle elkeen bly. Amen.